Nadia, baie dankie vir die introduction en baie dankie ook vir die geleentheid en vir die uitnodiging om te mag deel wees van vandag se program. Ek beskou dit nie as vanselfsprekend nie. Ek staan hier nie net namens myself nie, maar ek hoop tog ek staan in hierdie plek ook vir 'n paar ander. Nie noodwendig namens ander mense nie, maar eerder met ander mense. Ek deel graag 'n paar insigte van hierdie plek, van my plek, vir oggend met julle. As gelowiges oor seksualiteit nadink, word dit hoofsaaklik met behulp van 4 hoofbronne gedoen, wat elk dien as 'n soort wegspringplek vir etiese teologiese besinning. En ons program vandag weerspieël dan ook iets daarvan, en as ons sou terugloop op wat ons vanoggend met mekaar bespreek het, dan sou ons die spoor daarvan kon volg en in elk geval die eerste 3 bronne goed kon naspeur. In die tyd sedert die profetiese besluit van die Algemene Sinode rakende onder andere selfde geslag verbintenisse en die bevestiging van gay predikante, het talle menings en opinies die lig gesien, wat op die een of ander manier vooruitspruit vanuit besinning op grond van een van die 3 of 4 hoofbronne wat gebruik word vir gelowige refleksie oor seksualiteit. In die eerste plek meen gelowiges as hulle nadink oor intieme sake dat die Bybel 'n belangrike bron is. Hoe die Bybel ingespan word en wat dit beteken as ons sê dat die Bybel die woord van God is en dat dit gesaghebend funksioneer in ons besinning, beteken egter verskillende goed vir verskillende mense. Sommige meen die Bybel is woord vir woord letterlik die woord van God en dat dit so verstaan en kan moet word. En net so, sonder enige filter of interpretasie, bloot toegepas kan word. Nou hierdie benadering raak egter redelik vinnig lastig as tekste in ag geneem word, wat sê dat mens jou stoute kinders buite jou erf moet doodgooi met klippe oor hulle ongehoorsaamheid. Ander meen dat dit nie gaan oor die letter van die Bybel nie, maar om die hart van die boodskap wat dit dra. In terme van homoseksualiteit is daar diegene wat meen dat die handjievol tekste wat op 'n manier na iets in die verband verwys, duidelik genoeg afwysend is en dat geen verdere besinning hieroor nodig is nie. Ander meen weer dat die Bybel hoegenaamd nie na liefdevolle verbintenisse tussen mense van dieselfde geslag verwys nie, soos ons dit ook vandag verstaan nie, en dat ons daarom eerder moet fokus op die boodskap van radikale gasvryheid en insluiting, wat soos 'n goue draad deur die teks gefluister word. Weliswaar nie hardop geskree word nie, maar tog as ons mooi genoeg luister, sonder ophou gefluister word. Die tweede bron, wat vir gelowige besinning oor seksualiteit en 'n nadenke in die verband ook bepalend is bepaalde gelooftradisies. Nou hierdie wegspringplek, en Robert het ons vanoggend ook daarmee gehelp, vra dan veral hoe sake in die verlede hanteer of benader is vanuit 'n bepaalde tradisie, en welke riglyne ontwikkel het vanuit die hantering van allerlei kontekstueel etiese sake binne 'n bepaalde tradisie. In die geval van die NG Kerk sou ons dus kon vra, wat beteken dit om gereformeerd te wees? En watter eise stel ons tradisie aan ons? Veral as ons bely dat ons in 'n konstante proses van reformatie is en dit nodig het as gelowiges en as kerk. Reformatie dan verstaan as 'n konstante terugkeer na die hart van waarop dit aankom in die evangelie. Hierdie besinning doen ons dan nie net in afsondering nie, maar in interaksie met ander ekumeniese reisgenote en ingebed binne in die Afrika konteks, wat ons telkens daaraan herinner dat ons is en bestaan omdat ons in verhouding is met ander. 'n Mens is 'n mens deur ander mense. Die paneel waarop, of die sprekers wat nou voor my gepraat het, beliggaam veral dan die derde bron. Dat rede of wetenskaplik geïnformeerde nadenke is 'n derde bron wat ons inspan om verantwoordelik te besin oor seksualiteit. Hier geld insigte vanuit verskillende dissiplines, en ons het vanoggend die geleentheid gehad om daarna te luister. Nie net insigte vanuit die mediese wetenskap nie, maar ook die sosiale wetenskappe, die regte en 'n spektrum van teologiese dissiplines, soos ook vanoggend.
In gesprekke na afloop van die Algemene Synode se besluit, kan talle argumente teruggespoor word na een van die bogenoemde vertrekpunte. En natuurlik is die insigte vanuit elkeen van die arenas van radikale belang vir die gesprek. Dit kan ook nie anders nie. As ons dink oor wat dit beteken om 'n goeie lewe te leef, is elkeen van hierdie bronne inderdaad belangrik en is die gesprek tussen hierdie verskillende perspektiewe onontbeerbaar. Daar is egter ook 'n verdere tree wat ons kan gee. Vanuit veral die metodistiese tradisie word ons egter ook bewus van 'n vierde bron van teologiese refleksie oor seksualiteit, naamlik ervaring. In terme van seksualiteit beteken dit dat die tradisionele beweging van teologiese nadenke uitgedaag word, deur juis op 'n ander plek te begin, naamlik nie by die skrif of by tradisie of by rede nie, maar by die ervarings van mense. Hierdie verandering van wegspringplek lei tot die verskywing van 'n sogenaamde teologie van seksualiteit na die ontwikkeling van 'n seksuele teologie. Adrian Thatcher skryf soos volg hieroor, en ek haal hom in Engels aan. A theology of or about sexuality tends to argue in a one-directional way. What do scripture and tradition say about sexuality and how it ought to be expressed? But sexual theology begins at the other end and asks, what does our experience as human sexual beings tell us about how we read the scriptures, how we interpret our tradition, and attempt to live out the meaning of the gospel? Hierdie vierde dimensie of wegspringplek vir gelowige besinning oor seksualiteit is na my mening 'n verarmde en 'n afgeskeepte dimensie. Liggaamlikheid en dan in besonder seksualiteit word so dikwels as iets beskou waaroor nie gepraat moet word nie en wat ten beste eerder in privaatheid moet hanteer word en ten slegste miskien heeltemal verwerp moet word. Gesprekke oor selfde geslag verbintenisse en die afskaffing van die celibaat vereiste vir gay predikante het seks en liggaamlikheid in die sentrum van ons agenda geplaas en dit raak toenemend lastig om daaroor te dink en te praat in die lig van ons gemeenskaplike verarmde woordeskat. En in hierin lê tans vir ons 'n besondere uitdaging. Ek en ander gay mense en saamstap vriende het die geleentheid gehad om die Algemene Synode by te woon en om 'n ander taal beliggaam te ontdek. 'n Taal dan ten nouste verweef met die vierde dimensie of bron van teologiese refleksie. Ons het saam iets van Denise Ackerman se woorde beliggaam ontdek as sy meen, our bodies are more than skin, bone and flesh. Our bodies encompass the totality of our human experience. Our thoughts, our emotions, our needs and memories, our ability to imagine and to dream, our experiences of pain, pleasure, power, and difference, as well as our beliefs and our hopes. Our social reality is an embodied reality. Deur bloot net daar te wees en net sigbaar geword op 'n manier dat die gesprekke wat ons daar op die synodevloer gevoer het en tans op verskillende vlakke met mekaar plaasvind, nie oor 'n idee of 'n saak gaan nie, maar oor die lewens van mense. Ek dink in hierdie dimensie het vir my persoonlik iets tasbaar geword in my proses in die bediening en ek dink klomp dominees en mense sal seker vandag daarmee kan saamstem. Ek kon my so ontsettend ontstel. En in alle eerlikheid ontstel ek myself seker maar nog steeds oor die feit dat ek agtergekom het dat ek en my lewe die onderwerp is van mense se negatiewe en vernietigende sitkamergesprekke. Mense wat absoluut niks van my weet nie, wat dikwels nog nooit eers met my gepraat het nie, en dan as ek hulle in die Pick n Pay raakloop, dan is hulle super vriendelik met my. Ek het hier 'n besondere les geleer, en ek leer dit seker elke dag nog steeds. Dat mense se lewe en jou verhoudings en dit wat vir jou heilig is, vir ander mense topics of conversation is.
deur net fisies daar te wees, en deur net fisies vandag hier te wees, al sê mens dan ook niks, glo ek dat iets sigbaar word van die feit dat ons nie hier praat oor idees of abstrakte afwykings nie. Ons praat oor mense met lewens en stories en verhoudings en drome. Ek dink daar bestaan oneindige dankbaarheid by ons vir mense wat die moed van hulle oortuiging gehad het om op te staan en namens gay mense stamelend vir woorde te soek om iets uit te spreek van die verlange na 'n ander werklikheid. Waar meer liggame saak maak en waar meer stories as die blote dominante heteroseksuele narratief gehoor word. En die dominante heteroseksuele narratief, die storie wat ons oral verkondig sien, van die voorblad van die huisgenoot, nie hierdie weekse nie, maar oor die algemeen, tot die lekker film wat ons Vrydag aand saam kyk as 'n gesin. Die storie wat sê dat liefde slegs moontlik is tussen mans en vroue, en dat alle mans aangetrokke voel tot vroue, en dat alle vroue wil trou met 'n man, en kinders wil hê, en dat gesinne net bestaan uit 'n pa en 'n ma en 2.5 kinders. En natuurlik wil 'n klomp mense dit, en natuurlik is dit ook wonderlik en goed as die lewe vir jou so werk. Maar die storie is so dominant dat enige ander konfigurasie bloot uit plek lyk, na waansin, en eenvoudig nie kan en mag bestaan nie, omdat dit so ver afwyk van die norm. Die namenspraat was in die eerste plek deurslaggewend, maar tog moet ons nou vir mekaar sê dat dit nie op die lang duur standhoudend is nie. Namenspraat het 'n rakleeftyd, en die vervaldatum is nou bereik. 'n Positiewe namenspraat kan net so ver gaan voor die autentiekheid van 'n deurleefde eie ervaring pynlik begin deurskemer. Want egter selfs meer problematies is as die positiewe namenspraat, is die onsensitiewe, stigmatiserende namenspraat wat gay mense tot die verwerklike ander verminder, en wat as mens naby genoeg sou kyk na die diskurs, bykans alle gedeelde menslikheid van gay mense en gay verbintenisse stroop. Die lewe van gay mense word op die manier 'n verwerplike idee wat gestroop word van alle menswaardigheid. Ons staan kollektief voor 'n reuse uitdaging en tog ook voor 'n besondere geleentheid. Eerder as om oor mense te praat, asof hulle lewens abstrakte of verwerplike idees is dit nou noodsaaklik om met mense te praat. Op elke vlak en in elke forum is dit eenvoudig nie meer genoeg om bloot die belange van gay mense op 'n teoretiese wyse op die hart te dra nie. Die stemme van gay mense kan nie langer stil wees nie. Die deurleefde ervaring moet nou aan die woord kom. Die klassieke niks meer oor ons wat Robert ook vanoggend aangehaal het, of vir ons, sonder ons, soos dit ontwikkel vanuit die gay bevrydingsbeweging, is nou ook van toepassing op ons gedeelde geloofslandskap. Hierdie uitspraak hou uitdagings in na alle kante toe. Dit vra van gay mense wat herhaaldelik getraumatiseer is deur die besluite en optrede van die kerk om weer eens te waag, om woorde te vind om te praat oor die lewe wat buite die op die oog af vraagtekenbare norm van heteroseksualiteit funksioneer. Dit vra van gay mense om natuurlik met groot sorg en wysheid gesprekke te waag in ruimtes wat met die verloop van tyd net verontmensliking vir daardie mense ingehou het. Dit vra van gay mense en gay gesinne om deel te neem, om in te skakel en om op 'n manier sigbaar te maak wat dit beteken om 'n life together te leef. En aggenome die hoeveelheid pyn en verwerping wat hierdie gemeenskap al beleef het, besef ek aan my eie lyf dat hierdie nie 'n eenvoudige taak is nie. Dit vra van predikante en geloofs- en kerkleiers genoeg insig om te erken dat hulle dalk nie al die antwoorde gereedelik het vir die vrae wat by mense opduik as gevolg van die profetiese besluit van die kerk nie. En na die waagmoed om komplekse en soms pynlike gesprekke te hê en om gay mense te nooi om deel te wees van daardie gesprekke. Dit vra van die kerk op verskeie vlakke om eerlik die pyn en geweld te erken wat teenoor gay mense, gay gesinne en die ouers van gay mense gedoen is
in die naam van die evangelie, om dit te erken, te bely en om saam te soek na die moontlikhede vir versoening en herstel. Dit vra van die kerk om die raad en hulp en insigte van kundiges te raadpleeg, om mense wat hulle lewe wy aan die bevordering van kennis te vra om te help. Dit vra van kundiges en kenners om die ekstra myl te loop en om nuwe akademiese en wetenskaplike insigte te vertaal, sodat die wat belangstel daarvan iets sal kan begryp en dit op 'n manier die gesprek sou kon verruim. Dit vra van gelowiges, gemeentes, kerkrade, ringe, sinodale streke, Bybelstudiegroepe en allerlei vergaderings van gelowiges, ook die sitkamergesprekke van gemeentelede onderlangs, om op te hou praat oor mense en eerder in lyn met die etiek van gasvryheid, gay mense in te nooi om met hulle te praat. Dit vra van kerkrade die durf om eerder in brose gesprekke te gaan as om laar te trek en die rug te draai op die profetiese besluit van die algemene sinode. Onwillig om die bevryding van die besluit ook te vertaal tot gemeentekonteks. Hier sou die werk, en ek sluit af, hier sou die werk van Inclusive and Affirming Ministries, wat al vir 21 jaar lank in die geloofsgemeenskap van Suid-Afrika funksioneer en poog om geloofsgemeenskappe aan te moedig tot gesprek rakende seksuele diversiteit handig te pas kom. IAM se uitgangspunt is dan juis om te sê dat daar nie veel sin is in debatte rondom hierdie sake nie, maar dat ons eerder moet beweeg na dialoog, omarmende gesprek en gasvrye ruimtes. Ruimtes waarin ons groei in bewustheid rakende die realiteit van seksuele diversiteit. Ruimtes waar ons die Bybel met mense lees wat van ander vertrekpunte kom as ons. Ruimtes waar ons hande en deure oopmaak vir mense wat anders is as ons en waar die kerk transformeer tot 'n ruimte van heling en sorg, eerder as 'n plek van verwerping, diskriminasie en pyn. Dit is duidelik dat die kerk en die gay gemeenskappe is in pyn en dat mense vir verskillende redes verward, kwaad, vuisfoos, uitgeput en gewond is. Eerder as om die weg van geweld en pyn te bewandel in ons verwondheid en om van die vreemdeling en die een wat anders is, anders dink en anders leef as ek, 'n vyand te maak, is die uitdaging nou om grense oor te steek, om in te nooi, om te omhels en om saam te soek na 'n beter weg. Die tyd het aangebreek vir ons om saam te soek na konkrete maniere om die bevrydende besluit van die algemene sinode te vertaal na eenvoudige handelinge van deernis en liefde. Want waar daar liefde is en deernis, daar is God.